Goeiemôre, dit is Woensdag en vandag is ons opskrif 2/3 of God is go. Ek wil graag herhaal dat ons praat oor hoop en hoop is die blye verwagting van iets goeds wat gaan gebeur. Nou daar is 'n lang lys van goed waaroor ons hoop. Alles is dat iets gaan gebeur, dat daar 'n wonderwerk kan gebeur. Dat 'n geliefde genees sal word, dat 'n kind of 'n familie net 'n werk sal kry, dat die korrupsie in ons land tog net sal ophou, dat 'n geliefde die Here sal vind, of dat iemand sy of haar lewensmaat sal ontmoet. Elke ding waarop ons hoop is iets wat in die toekoms is. En ons woorde ego dit. Ek weet dat God uitkoms sal bring. Ek weet dat Jesus aan die einde weer terug sal kom. En nou kom ons by die vraag, wat doen ons tot dan? Wat doen ons totdat die wonder gebeur? Totdat die gebed verhoor word? Totdat die uitkoms kom? We go, ons doen. Die woord van God leer ons dat geloof tot aksie lei. Dink maar aan Jakob. Jakob moes 14 jaar lank werk voordat hy met Rachel kon trou. En omdat sy skoonpa Laban hom bedrieg het met sy eerste vrou Lea, moes Jakob ook op hoop staat maak dat sy skoonpa hom nie vir 'n tweede maal sou bedrieg en weer vir hom 'n ander vrou sal gee in die plek van Rachel nie. Maar wat soos 'n paal bo water uitstaan, is Jakob moes werk. Jesus het tydens sy aardse lewe deur sy woorde, dade en opstanding vir ons hoop nagelaat. Sy gelykenisse, lerings en wonderwerke het die boodskap van hoop, genade, vergifnis en die moontlikheid van 'n beter lewe beklemtoon. En sy wonderwerke het gewys dat hy as God baie lief is vir mense en dat mense se swaar kry om hartseer maak. Hy is baie gretig om die probleme wat alle mense raak, soos hongersnood en verdrukking te verwyder. Jesus het ook deur sy wonderwerke bewys dat hy al die probleme kan wegneem wat ons nooit op ons eie sou kon oplos nie. Sy wonderwerke leer ons wat hy op 'n baie groter skaal sal doen wanneer hy aan die einde van die tyd weer kom. Daar sal geen dood, siekte, trane, hongersnood, hartseer en lyding wees nie. Daar is sekere ooreenstemmende kenmerke rondom Jesus se wonderwerke. Daar was altyd 'n wagperiode wat die wonderwerk vooraf gegaan het. Die vrou wat aan bloedvloeiing gely het vir jare swaar gekry en alles probeer, totdat sy genees is, deur aan die soem van Jesus se kleed te raak. In die wagperiode voor hoop tot vervulling kom, gebeur daar altyd iets. Dit is nie 'n tyd van passief wag nie, dit is 'n tyd van aktief hoop en werk. God openbaar hom aan ons in ons wagtyd, in ons handelinge in ons wagtyd, in ons gebede, wanneer ons Bybel lees, ons stoei met God, is ons besig om God te leer ken. Hoe sal ons ooit weet wat die woorde God is my rots beteken, as ons nie eers op wankelende grond moes loop nie? Hoe sal ons weet God is ons anker, totdat ons nie eers stormwaters beleef nie? Geloof is nie net om te wag nie, dit is om biddend te leef, terwyl ons wag. Die ander ooreenstemmende kenmerk is dat hoop gegrond is op gehoorsaamheid. Toe Jesus die verlamde man genees, waarvan ons in Lukas 5 vers 24 lees, sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Eers toe die man opstaan, toe sien hy en die mense rondom hom.
dat hy inderdaad genees is. Hoopvol leef beteken nie om behoeftes aan God bekend te maak en dan terug te sit en te wag en te kyk dat Jesus die lewe van hoop vir ons moet leef nie. God werk nie vir ons nie. God werk deur ons. Gebede en hoop is nooit 'n verskoning om niks te doen nie. Byvoorbeeld, as God wil hê ons huwelik moet uitwerk, dan sal hy dit laat uitwerk. Of God sal my ongeduld vir my wegvat, of God sal my verslawing van my verlos, as dit sy wil is. Nee, God verwag van ons om aksie te neem in die dinge wat ons kan, om besluite te neem, ons lewe voluit te leef tot eer van sy naam, om te doen wat ons kan, om te kom waar God wil hê ons moet wees. Hoop is nie net 'n selfstandige naamwoord nie. Dis ook 'n werkwoord. En daarom moet ons deel doen. Tot môre.